In vandag se les begin ons kyk na grafieke. Nou waarvoor word grafieke gebruik en wat is grafieke? 'n Grafiek is 'n wiskundeprent van die verwantskap tussen twee hoeveelhede, soos byvoorbeeld afstand en tyd of temperatuur en tyd ensovoorts. Nou wiskundiges gebruik altyd grafieke om die resultate van hulle eksperimente aan te toon of om hulle bevindinge te verklaar. So wat kan ons nou met grafieke sê? As ons kyk, die eerste belangrike ding wat ons kan kyk van grafieke is as daar 'n toename plaasvind, dan is die grafiek stygend. Met ander woorde, ons grafiek se prentjies gaan enige iets van die volgendes lyk. En dit is baie belangrik dat jy moet herken hoe die grafiek lyk. Die tweede ding wat ons uit grafieke uit kan sê is as daar 'n afname is, dan gaan die grafiek dalend wees. Met ander woorde, hy word minder van links na regs. So die prentjies wat 'n dalende grafiek verteenwoordig, is enige iets wat soos die volgende grafiekies lyk. Met ander woorde, as hy van links na regs loop, word hy minder. Uit hierdie toenames en afnames kan ons nou verdere gevolgtrekkings ook maak. Ons kan die volgende afleidings maak uit die toename en die afname van grafieke. Wanneer daar 'n konstante toename is, dan is die grafiek stygend, soos wat ons nou gesê het, 'n toename is stygend, dan gaan die grafiek altyd 'n reguit lyn wees wat toeneem. En dan praat ons nou van dit as 'n lineêre grafiek. So 'n konstante toename maak dat jou grafiek stygend is. Met ander woorde, hy neem toe van links na regs en ons noem dit 'n lineêre grafiek of 'n reguit lyn grafiek. As ons kyk na 'n konstante afname, weet ons die grafiek gaan nou weer dalend wees. Met ander woorde, hy neem af van links na regs. Hierdie is dan ook 'n lineêre grafiek of 'n reguit lyn grafiek. Nou as die toename nie konstant is nie, met ander woorde ons praat van 'n nie konstante toename, dan is die grafiek steeds stygend. Maar in plaas van dat hy nou 'n reguit lyn vorm, maak hy 'n kurwe. Met ander woorde, hy loop rond. Hy is nog steeds stygend, met ander woorde, hy neem toe van links na regs, of hy lyk 'n kurwe so om. Met ander woorde, wanneer my toename nie konstant is nie, is die grafiek wat gevorm word 'n kurwe. Nou as die afname nie konstant is nie, dan praat ons ook van 'n nie konstante afname, dan is my grafiek nou weer dalend, want onthou hy neem af. Maar partymal neem hy bietjie vinniger af, of partymal vat hy bietjie stadiger om af te neem. Dan is my grafiek nog steeds 'n kurwe, maar hy neem af van links na regs. Met ander woorde, hy kan enige so vorm aanneem en ons praat van dit as 'n kurwe. Wanneer daar geen toename of afname is in jou afhanklike veranderlike nie, dan is jou grafiek 'n horisontale reguit lyn. Met ander woorde, daar het geen verandering plaasgevind nie, so jou grafiek gaan doeteenvoudig 'n konstante reguit lyn wees. En dit is dan 'n horisontale reguit lyn wanneer daar geen toename of afname is nie, is hy 'n horisontale reguit lyn.
Onthou, ons het aan die begin gesê, 'n grafiek is 'n wiskundige prent van die verwantskap tussen twee hoeveelhede, soos byvoorbeeld afstand in tyd of temperatuur en tyd ensovoorts. So, wiskundiges gebruik dit mos nou om 'n prent te gee van goed wat hulle geëksperimenteer het mee, so dan kan hulle kyk hoe om dit uit te druk. En gewoonlik met 'n grafiek het jy mos nou twee eenhede. 'n Grafiek word op asse uitgedruk, waarvan die horisontale as is jou x-as, jou vertikale as is jou y-asie. Gewoonlik is jou x-as is jou, noem ons ook ons onafhanklike veranderlike, en ons y-waardetjie noem ons afhanklike veranderlike. Die onafhanklike veranderlike is 'n veranderlike waarvan jy die waarde kies. So hy het geen iets waarvan sy waarde afhang nie. Dit is hoekom hy onafhanklik is. Maar die y-waarde hang altyd af van die x-waarde. Dit is hoekom y altyd jou afhanklike veranderlike is. Nou in hierdie geval gaan ons x-as, dit wat ons op die x-as uitdruk is ons tyd. En tyd word in sekondes uitgedruk. Dit wat ons op die y-as gaan uitdruk is met ander woorde ons posisie, en ons posisie is in meter. Met ander woorde, as ons gaan kyk na 'n sketsie, 'n grafiek wat soos volg lyk, dan kan ons sien, ons het hier 'n grafiek wat 'n reguit lyn vorm, en dit beteken, oor 'n kwessie van tyd het hierdie voorwerp stilstaande gebly, want sy posisie in meter het nie verander nie. Met ander woorde, ons weet hierdie is ook 'n lineêre grafiek, wat ook 'n reguit lyn vorm. En hierso beteken dit, hy het geen toename of afname nie, so die voorwerp is stilstaande. Want daar's geen toename of afname nie. As ons kyk na nog 'n voorbeeld, dan is hierdie weer ons x-as, en onthou ons het gesê, x is ons onafhanklike veranderlike. Hierdie is ons y-as, en ons moet altyd ons asse benoem. Hierdie is ons afhanklike veranderlike, want die waarde van y hang af van die waarde wat x gaan wees. As ons weer eens kyk, dat ons tyd op die x-as uitdruk, en op ons y-as druk ons posisie in terme van meter uit. As ons grafiek nou byvoorbeeld ietsie lyk soos die, dan is ons grafiek 'n kurwe. Julle kan mooi sien, die grafiek is 'n kurwe. Dit beteken hy beweeg vorentoe met 'n toenemende koers. So, hy trek weg en hy ry al hoe vinniger. So hy beweeg vorentoe met 'n toenemende koers. Al die grafiekies wat ons nou na gaan kyk, is almal voorbeelde van tyd en posisie. So ons het weer ons x-asie, en onthou, x is altyd ons onafhanklike veranderlike, ons y-as, waar ons y-as is ons y is ons afhanklike veranderlike, want hy hang af van die waarde van x. Die x-as verteenwoordig ons tyd in terme van sekondes, die y-as verteenwoordig ons posisie in meter, van waar ons trek in meter. Nou, as ons grafiekie iets lyk soos hierdie, dan vorm hierdie 'n reguit lyn grafiek. En kan julle onthou, wat het ons gesê is 'n reguit lyn grafiek?
Hierdie is 'n konstante toename. Met ander woorde, hy beweeg vorentoe met 'n konstante toename. Nou, onthou weer eens, ons X is ons onafhanklike veranderlike en dit geld vir alle grafieke. Y is ons afhanklike veranderlike. Ons X-as is ons tyd in terme van sekondes en ons Y-as is ons posisie in meter. So, as ons 'n grafiekie het wat nou so ietsie lyk, dan beteken dit nog steeds my grafiek is 'n reguit lyn. Reguit lyn of lineêr. En wat beteken dit? Dit beteken hierdie voorwerp beweeg vorentoe uit 'n konstante afname. Die grafiek dui dan aan 'n voorwerp wat vorentoe beweeg, maar het 'n konstante afname in sy spoed. Nou, grafieke kan ook 'n maksimumwaarde en 'n minimumwaarde hê. As ons praat van 'n grafiek wat 'n maksimumwaarde of 'n minimumwaarde kan hê, dan kom die vraag by ons op, wat is 'n maksimumwaarde? So, 'n maksimumwaarde, 'n grafiek bereik 'n maksimumwaarde en dan kan hy weer dalend wees. Nou, wanneer dit gebeur, dan kan ons kyk na 'n grafiekie. Onthou, ons het nou ons X-as en ons Y-as. En julle onthou nou, X is jou onafhanklike veranderlike, Y is jou afhanklike veranderlike. Nou kan dit gebeur dat 'n grafiek 'n maksimumwaarde het. Met ander woorde, dit gebeur dat hy styg tot hy 'n maksimumpunt bereik. En op daai maksimumpunt verander hy nou weer, dit is 'n draaipunt, dan word hy weer minder. Met ander woorde, hierdie punt wat hy hier bereik het, is sy maksimumwaarde. So, as ons kyk na 'n maksimumwaarde, dan kan ons sien wat het nou eintlik gebeur. Hierdie grafiek was hy stygend, want hy neem toe. Onthou, ons het gesien met al ons grafiekies, voorbeelde wat ons so ver gehad het. Hy neem toe tot daar by sy maksimumwaarde. En daar by sy maksimumwaarde dan begin hy nou weer afneem. Met ander woorde, van daar af is hy dalend. En dit is wanneer 'n grafiek 'n maksimumwaarde bereik het. So, nou kan ons vir ons dieselfde vraag vra. Wat is 'n minimumwaarde? As julle nou mooi dink oor wat is 'n minimumwaarde? Dis reg, as ons nou mooi dink oor wat is 'n minimumwaarde, dan beteken dit gaan mos nou wees waar 'n grafiek sy kleinste waardetjie bereik het. Met ander woorde, as 'n grafiek nou sy minimumwaarde bereik, dan gaan dit beteken hierdie grafiekie het nou gedaal tot by 'n punt. Toe hy daar by daai punt kom, toe verander hy. Daai is met ander woorde sy minimumwaarde. So, na daai punt het hy toe weer begin toeneem. Met ander woorde, as ons nou kyk hier na hierdie punt, dan is dit die minimumwaardepunt. Dit is waar die grafiek op sy laagste was. So, as ons nou mooi kyk, het ons mos nou gesien, uit hierdie grafiek, hierso het die grafiek gedaal, en hy was nou dalend hierdie hele pad, so hy het afgeneem. Met ander woorde, hy daal daar tot daar, dan bereik hy sy minimumwaarde, en dan daarvanaf neem hy weer toe. En dan is hy weer stygend.
Met ander woorde, dit gee vir ons die idee van wat is 'n maksimumwaarde en wat is 'n minimumwaarde. So maksimumwaarde is die punt waar hy sy grootste waarde het. Minimumwaarde is die punt waar hy sy kleinste waardetjie het. 'n Lyngrafiek gebruik punte wat deur lyne verbind is om te toon hoe iets in waarde verander. Met ander woorde, soos wat tyd verloop of soos wat iets anders gebeur. Nou kom ons kyk na die volgende grafiek. As ons nou na die volgende grafiekie kyk, die volgende lyngrafiek gee vir ons 'n aanduiding van Bloemfontein se weer. Nou Bloemfontein se weer oor 'n week van Sondag tot Saterdag word die temperature gemeet en die grafiek word daarvolgens geteken. Nou gee hulle vir jou die grafiek en hulle sê vir jou kyk na die grafiek en beantwoord die volgende vraag. Die eerste vraagie wat hulle vra vir ons is, wat is die titel van die grafiek? So as ons kyk na die titel van die grafiek, dan sien ons die titel van die grafiek is dit wat heel bo aan geskryf staan. So die titel van die grafiek is dan Bloemfontein se weer. Dan vra hulle verder vir ons, wat sê die x-as vir ons? Nou as ons gaan kyk na die x-as, is die benaming van dit wat by die x-as staan, sê vir ons die x-as sê vir ons wat die dae van die week is. Die vraagie is dan volgende, wat sê die y-as vir ons? Nou wat sê die y-as vir ons? As ons gaan kyk, hier wat staan by die y-as, en dit wat staan by die y-as is wat die y-as vir ons sê, is die temperatuur in grade Celsius. Die vraagie D sê vir ons, wat sê die grafiek vir ons oor die algemeen? So wat sê die grafiek vir ons in die algemeen? Die grafiek sê vir ons wat Bloemfontein se weer was in die week. By E vra die vraag vir ons, wat was die temperatuur Sondag? So as ons nou gaan ons na Sondag se dag toe en ons gaan lees af wat die temperatuur Sondag was. So as ons nou hier mooi kyk, kan ons sien by Sondag, so ons moet aflees wat die temperatuur by Sondag was en by Sondag sê die temperatuur vir ons was dit 30 grade. Wat was die temperatuur Maandag? So as ons kyk na Maandag, dan gaan ons aflees wat sê die temperatuur vir ons teen Maandag en as ons nou hier gaan aflees, dan kan ons sien die temperatuur Maandag was 32 grade. Nou teen Woensdag, as ons gaan kyk, wat sê ons temperatuur vir ons teen Woensdag?
Dan gaan ons weer eens kyk waar lê Woensdag op my week se grafiekie op my X-as en ek kom lees die temperatuur af, wat die temperatuur Woensdag was, so ek sien die temperatuur Woensdag was 'n volle 35 grade. So die vraag is nou, wat let jy op van die temperatuur op Sondag en Maandag? So as ons kyk na die temperatuur van Sondag na Maandag toe, dan sien ons die temperatuur styg. Die temperatuur styg of die temperatuur neem toe. Dan vraag die vraagie vir ons, die laaste vraagie, wat het van Woensdag af na Donderdag toe gebeur? So as ek nou kyk, wat het hier van Woensdag af na Donderdag toe gebeur, dan kan ek sien die temperatuur het geval van 'n volle 35 na 25 toe. Die temperatuur het so vinnig afgeneem van Woensdag na Donderdag toe, dat dit vir my lyk of 'n koue front Bloemfontein getref het. Dit behels dan nou vandag se lesie. Julle kan dit wat julle nou geleer het, inoefen deur die volgende huiswerkies te voltooi.